Vanoggend se gedeelte kom uit die Ou Testament, Jesaja 6, vanaf vers 1 tot 13 en ek gaan met 'n reeks begin, gaan ek afsonderlik die Vader, die Seun en die Heilige Gees ook hanteer. Maar net soos jy daar sit, kom ons raak rustig. Aan die vir wie God die Vader geroep het, wat hy lief het, en deur Jesus Christus bewaar, mag barmhartigheid, vrede en liefde in oorvloed aan julle elkeen geskenk word. Geliefdes, aan hom behoort die heerlikheid, die krag en die mag tot in alle ewigheid. Amen. Soos ek gesê het, vanoggend se gedeelte is Jesaja 6. Julle sal ook dan sien, die opskrif staan daar, die roeping van Jesaja. Jesaja was 'n jong man gewees, en die Here het in die tempel verskyn in al sy glorie, en daar het hy vir Jesaja geroep. Maar voor ek vir ons uit die kosbare woord lees, kom ons sluit ons oë in gebed en in afhanklikheid van hom. Here, dankie vir een en elkeen wat vanoggend hier sit in hierdie gebou waar ons u naam mag groot maak. Here, mag u deur u Gees een en elkeen vanoggend besonders aanraak. Mag een en elkeen vanoggend opnuut daadwerklik besef wie u in wese is. Gee ook, Here, dat hierdie woord wat u my gegee het, u mag verheerlik. Dankie, Here, dat ek dit vanoggend van u mag vra. Dankie dat ek vanoggend weer eens hier staan om die woord te mag bring. Dankie dat u my opgerig het. In die kosbare naam van die drie-enige God, een God en een wese. Amen. Jesaja 6. In die jaar van koning Usia, dit was een van die groot konings gewees in Israel, 'n koning wat sy hele lewe lank God gedien het, net soos sy voorvader Dawid. Usia se dood het ek die Here gesien. Hy het op 'n baie hoë troon gesit en die onderste van sy kleed het die tempel gevul. By hom was daar serafs, of mens kan sê engele, om hom te dien. Elkeen het 6 vlerke gehad. Elkeen het 2 vlerke gehad. Met 2 het hy sy gesig bedek, met 2 sy voete, en met 2 het hy gevlieg. Die serafs het mekaar telkens toegeroep: Heilig, heilig, heilig is die Here, die Almagtige. Die hele aarde is vol van sy magtige teenwoordigheid. Hulle het so hard geroep dat die deure in hulle kosyne gerammel het en die tempel vol rook geword het. Toe het ek uitgeroep: dit is klaar met my, ek is verlore. Elke woord oor my lippe is onrein, en ek woon onder 'n volk van wie elke woord onrein is. En nou het ek die koning gesien, die Here, die Almagtige. Een van die serafs het toe 'n gloeiende kool met 'n tang van die altaar afgevat en na my toe gevlieg. Hy het my mond aangeraak en met die kool en gesê: nou dat die gloeiende kool jou lippe aangeraak het, is jou oortredinge vergewe en jou sonde versoen. Toe het ek die Here hoor vra: wie kan ek stuur? Wie sal ons boodskapper wees? Ek het geantwoord: hier is ek, stuur my. Toe die Here gesê: gaan sê vir hierdie volk, julle sal hoor en hoor
en tog sal julle niks verstaan nie, en kyk, en tog niks sien nie. Ek dink in een van die evangelies wat die Here Jesus vertel het van Israel, het hy juis hierdie betrokke gedeelte uit Jesaja aangehaal. Verder het hy vir my gesê, maak hierdie volk traag van begrip, maak hulle ore doof en hulle oë blind, sodat hulle nie met hulle oë sien, en met hulle ore hoor, en met hulle verstand begryp, en hulle bekeer en genees word nie. Toe vra ek, tot wanneer, Here? En hy het geantwoord, totdat die stede verwoes en sonder inwoners is, totdat die huise verlate is en die land in 'n pynhoop omskep is, totdat ek, die Here, die mense ver weggevoer het en die land heeltemal verlate is, selfs al is daar net 'n 10de oor, sal die land nog verder verwoes word. Maar soos van 'n akkerboom of 'n terpentynboom 'n stomp bly staan wanneer dit afgekap word, so sal daar vir die land 'n stomp oorbly, die gewyde geslag. Tot sover. Dit is baie interessant as jy die gedeelte gelees het, dit wat die Here, die profesie of dit wat die Here vir Jesaja gesê het, het ek nog 10 konings gevolg na die koning Usia. En dan sien mens God se genade was tog groot met Israel, maar tog het Israel hom nooit werklik bekeer tot die Here nie. Totdat Nebukadneser gekom het, ons lees daarvan in die boek Daniël. Vanoggend se tema God gaan oor God self, en as ons oor God praat, dan is dit nie uit onsself nie, maar het God hom aan die mens geopenbaar. En hy het homself deur die geskrewe woord, die Bybel, aan my en jou geopenbaar. Daarom kan ons nie anders as om oor hom te praat vanuit sy geopenbaarde woord. Dan moet ons ook vir onsself sê of die volgende erken, dat my en jou menslike woorde nie genoegsaam is om God te kan beskryf nie. Wat ek eintlik vir julle wil sê is dat God is nog veel meer, God is nog baie meer as wat ek en jy in ons menslike taal hom kan of probeer beskryf. Ek begin dus vanoggend met 'n reeks oor God self, dit wat ek reeds vir julle gesê het, wat ons daarna na die drie-enige God vanuit die Bybel gaan kyk, hoe God beskryf word, die drie-eenheid in die Bybel beskryf word, en hoe hy homself aan die mens geopenbaar het. Met ander woorde, God het hom eers aan die mens geopenbaar, voordat die mens iets oor God kon sê. So God het eers homself aan die mens bekend gestel. Die afgelope paar jaar, dis nog selfs nog voor ek in Brenters gekom het, was daar iets wat my baie swaar op die hart gedruk het. En dit is hoe ons as kinders van God, hoe ons as Christene met God se name omgaan. Hoe Christene God se name gebruik, asof God se naam of se name maar net 'n naam is soos my of soos julle name is. Daarom dan ook hierdie reeks, dat ons vanuit God se heilige skrif kyk na sy name, hoe dit gebruik word, en dat God met een en elkeen van julle hieroor sal praat vanuit sy woord deur die Gees. Dat as ons sy naam op ons lippe kom, dat sy name wat aan ons bekend is deur hierdie boek heilig is, want hy is heilig
in wese. Daarom wil ek dan die vraag vra aan een en elkeen wat die boodskap hoor, aan elke kind van God. As ek en julle die Here se naam oor my lippe gebruik, is wanneer ek die Here se naam gebruik, is dit heilig. Wanneer ek sy name gebruik. En dis dan juis ook hoekom ek vanoggend die betrokke gedeelte uit die Ou Testament, naamlik Jesaja 6 vers 1 tot 13 gekies het. En ek gaan vir 'n kort wyle net daarby stil staan. Vrees. Die woord vrees. Die verklarende woordeboek omskryf die woord as volg: is om angs te hê, is om angs in te boesem, of dit is om angs te versprei. Aan die ander kant kan ek sê, dit is om ontzag of eerbied te hê. Verder kan ek ook sê, dis om 'n vrees te hê, of daar is 'n vreesagtigheid wat daarmee gepaard gaan, en dan kan ek aan die ander kant ook sê, om 'n heilige eerbied te hê. Dit is tog 'n goeie beskrywing van die woord vrees, en dat julle dit ook so verstaan, dat die woord ook dan tweeledige betekenis kan hê. God se kinders wat 'n eerbied het vir hom, teenoor die wêreld wat geen eerbied het vir God nie. En so kan ons dit in die geestelike riekelm ook sê, dat die engele 'n eerbied, 'n heilige eerbied het vir God, terwyl Satan en sy trawante geen eerbied het nie, maar eerder 'n vrees, soos Jakobus 2 vers 19 sê, die duiwels glo ook, maar hulle sidder van angs. Ek het ook in kort vir julle 'n definisie, nie direk uit die woord nie, maar soos ons die woord vrees per definisie van die woord vrees verstaan. Die vrees vir die Here beteken daardie verwysing wat ek en jy het in die eerste plek vanuit God se woord, my kennis rondom dit, en dan my ondervinding en my kennismaking met God. Hoor mooi wat ek nou sê, wat lei tot gehoorsaamheid, omdat ons bewus raak van sy almag, sy majesteit en sy glorie. Met ander woorde, 'n mens sou dit kon sê ook soos uit die lewe van Dawid, soos Dawid het al meer en meer bewus geraak van wie God is. Ons kan baie karakters so uit die Bybel illustreer, en ek wil juis vanoggend so 'n paar voorbeelde uit die Bybel illustreer, juis rondom die woordjie vrees. Genesis 23 het Abraham met sy seun Isak in geloof na die berg van God gegaan, en die Here het vir hom gesê, gaan om vir my 'n offer te bring. Vers 11 en 12 van hoofstuk 23 staan daar: maar die engel met 'n hoofletter van die Here het na hom van die hemel afgeroep en gesê, Abraham, Abraham, en hy het geantwoord, hier is ek. En hy sê, moenie jou hand na die seun uitsteek nie, en doen hom niks nie, want nou weet ek dat jy God vrees en jou seun, jou enigste van my nie teruggehou het nie. Ons lees en ons verstaan daarin dat Abraham het God gevrees met heilige eerbied, dat Abraham selfs gewillig was om sy seun te offer.
Dan lees ons ook van koning Dawid in die boek van Samuel, 2 gevalle wat hy die Here gevrees het. Die eerste het gebeur na Saul se dood, toe hulle hom geroep het en aangewys het om oor hulle as koning te heers, was Dawid opgewonde gewees en hy het die ark van die Here wat toe Saul hulle vermoor is, het die Filistyne die ark weggevoer en Dawid het die ark gaan laat haal sonder om die heilige voorskrifte van God oor dit na te kom. En dan ken julle die verhaal, een van die leviete, die osse het gestruikel en hy die ark gekeer en God het daar die een wat die ark wou keer met die dood getref. Dan staan daar, en Dawid het die Here gevrees. Die tweede geval in Dawid se lewe was 'n hele paar jaar later verder in Dawid se lewe gewees. Hy was al reeds 'n bejaarde koning gewees. En in hoogmoed wou hy die volk laat tel het, dat selfs die leerowerste van die weermag vir hom gesê het, dit is nie geoorloof om so iets te doen nie, want die getalle van Israel is genoeg. Tog het Dawid dit gedoen. Dan lees ons daarvan dat die Here se toorn het teen Dawid ontvlam. En dan staan daar, die engel van die Here se swaard het uit sy skede getrek, en so ver as wat die engel van die Here gegaan het, het hy die Israeliete gedood. Nou ken ons die hartseer verhaal van Dawid, wat ek kan nie onthou by wat se dorsvloer gewees, het hy die dorsvloer, die stuk grond, die osse met die wa, het hy gekoop en hy daar vir die osse geslag, vir die Here offer gebring, en daar staan, en Dawid het die Here gevrees. Ons kan dus sien in die lewe van Dawid, in die definisie wat ek julle gelees het, dat die vrees van die Here het gelei tot gehoorsaamheid aan die Here. Daarom noem die Bybel ook vir Dawid 'n man na God se hart. En dan weet ons, Dawid het op sy hoë ouderdom, toe hy koud en sieklik was, wat hulle 'n jong dame by hom laat lê het, om hom dit te gee, het hy selfs daar nie teen die Here oortree nie. In die vrees van die Here het Dawid geleer om God te vrees en te eerbiedig. Daar's eintlik baie voorbeelde wat ek vir julle uit die Ou Testament kan gebruik oor die vrees van die Here in die Ou Testament. En in die Nuwe Testament wil ek graag 2 kortliks voorbeelde gebruik. In die boek Handelinge lees ons van Ananias en Safira in hoofstukke 4 en 5, nadat hulle onder mekaar onderneem het om 'n stuk grond te verkoop en dan 'n ander bedrag te gee. Al het Petrus vir hulle gesê, maar dit was hulle stuk grond, maar hulle wou die kerk of die gees van God bedrieg. Daarom is hulle daar met die dood geslaan, en dan lees ons in hoofstuk 5 vers 11. En daar het 'n vrees oor die hele gemeente gekom. Wat is hierdie vrees waarvan die Bybel praat? Is nie 'n vrees in die sin van ek is bang vir dit of vir iemand of vir gebeure wat sou kom nie, maar dit is 'n vrees in eerbied vir wie God is. Dit is die vrees waarvan die Bybel vir ons hierso praat. En in die tweede geval is van die apostel Johannes self. Wat ons weet in Jesus se aardse bediening, het hy aan die boesem van die Here Jesus self gelees. Ons lees ook self daar
die een wat die Here liefgehad het, skryf hy van homself toe hy die evangelie geskryf het. En dan lees ons in Openbaring 1, toe Johannes al 'n ou man was, 'n gevangene op die eiland Patmos, en toe hy in die gees in 'n verrukking gesien het, en dit is toe die gestalte van die boek Openbaring daar plaasgevind het, en ek lees graag vir julle verse 17 en 18. Johannes skryf nou en hy sê, en toe ek hom sien, val ek soos 'n dooie aan sy voete, en hy het sy regterhand op my gelê, en vir my gesê, moenie vrees nie, ek is die eerste, en die laaste, en die lewende, en ek was dood, en kyk, ek leef tot in alle ewigheid. Amen. En ek het die sleutels van die doderyk en van die dood. Met ander woorde, die vrees van die Here bring gehoorsaamheid aan hom voort, terwyl die teenoorgestelde in nie-gelowige se lewens waar is. Daar is geen vrees vir hom, vir die Here nie is, en vir wie hy ook is nie, en die vir hulle wat hom ook nie ken nie. Ons lees ook in die boek Openbaring wat God se vrees teweegbring, dat elke knie sal buig en elke tong erken dat hy die Here God is. Met ander woorde, selfs hulle wat dit nie wou dien nie, soos die boek Openbaring sê, sal eendag die knie buig en die tong bely dat hy die Here is. Nou in hierdie geleesde gedeelte in Jesaja 6 word daar twee name van God gebruik. Die eerste een is, julle het al sekerlik die naam gehoor, is Adonai, die Hebreëse woord Adonai, wat beteken die een wat oor alles heers. Dan is daar 'n tweede naam wat in hierdie hoofstuk gebruik word, is die woord Jahweh. Dit is die naam wat toe die Here Moses in Eksodus 3 aan hom verskyn het, wat die Here vir hom gesê het, ek is wat ek is. Sy persoonlike naam wat ook beteken die Here van die leerskare, of die Here van die hemel en die aarde, of die Here van die geslagte. My Hebreëse professor leef nie meer vandag nie, maar het altyd vir ons in die klas gesê, en dit is iets wat my lewe lank bygebly het. Israel het 'n heilige eerbied en respek vir God se name gehad. Veral die naam wat hy persoonlik aan Moses gegee het. Vers 1 begin in die Hebreëus met die woord Adonai. Die een wat heers. En net 2 verse verder in vers 3 kom die Hebreëse woord Jahweh na vore. En in hierdie hoofstuk 6 word die name van God afgewissel, Adonai en Jahweh. Die Here wat heers en die Here van die leerskare, ook die Here van die hemel en van die aarde. Dan lees ons in verse 5 en 6, nadat God se heerlikheid die tempel gevul het, God se teenwoordigheid wat in die tempel gekom het, het daar 'n vrees van verlorenheid, 'n vrees van onrein lippe op Jesaja gekom. En die engel het gekom en 'n kool van die altaar, 'n koolvuur van die altaar afhaal en sy lippe aangeraak. Vers 8 vra die Here. En in beide vers 5 en 8
waar die Hebreëse woord sien, en wat persoonlik aan hom gegee is, Jahweh. Wie kan ek stuur, vra Jahweh. Hy vra in die algemeen, maar tog rig hy die versoek aan Jesaja, waarop Jesaja antwoord, hier is ek, stuur my. En dieselfde gebeur met Moses, alhoewel Moses nie so gewillig was om die volk te gaan verlos nie. Dan vertel die Here vir Jesaja dat hy hom na 'n volk stuur, nie na 'n vreemde volk nie, maar na 'n volk stuur om hulle te waarsku, maar dat hulle nie gehoor sou gee nie. Dit maak nie saak wat Jesaja vir hulle sê nie, dat hulle nie gaan luister nie, en ten einde as gevolg van hulle in hulle onwilligheid hulle nie tot God bekeer nie. 10 konings verder vandat die Here hierdie woord vir Jesaja gegee het, en uiteindelik vind die ballingskap plaas, soos ek vir julle reeds gesê het, soos in Daniël beskryf word. Die woord leer vir my en vir jou dat God is gees. Johannes 4 vers 24 staan daar, God is gees. En die wat hom aanbid, moet hom deur die gees en in waarheid aanbid. 2 Korintiërs 3:17 kan julle ook gerus gaan lees. Jesaja 60 vers 19 sê, die Here sal vir jou 'n ewige lig wees. 1 Johannes 1:5 sê, God is lig en daar is geen duisternis in hom nie. Daarom kan ek en jy as kind van God ook sê, maar die lig is ook in my. Nie die duisternis nie. Ons moet leef as kinders van die lig. 2 God is liefde, die bekende Johannes 3 vers 16 wat die meeste van ons ken. 1 Johannes 4 vers 8 en 16. Wie nie lief het nie, het geen kennis van God nie, want God is liefde. Die Bybel leer vir my en vir jou ook, dat God nie met die blote oog gesien kan word nie. 1 Timoteus 1:17. Aan hom wat vir ewig koning is, die onverganklike, die onsienlike, enigste God. Kolossense 1:15, Job 11 vers 7. Hy is onnaspeurlik. Niemand kan hom ondersoek of deursoek of hy die waarheid in hom het nie, want hy is die absolute waarheid. Romeine 11:33, Psalm 145 vers 3. Hy is onverganklik, onvergaanbaar. Daar is geen bedrog in hom nie. En self kan hy niemand bedrieg nie. Romeine 7:23. In die plek van die heerlikheid van die verganklike God. Onverganklike God. Hy is ewig. Psalm 90 vers 2. Voordat die berge gebore is, voordat U die wêreld voortgebring het, ja, van ewigheid af tot ewigheid is U God. Openbaring 4 vers 8 tot 10. Die vraag wat die Here Jesus in Johannes Evangelie wat hulle oor hulle voorvader Abraham gepraat het, waarby ek later sal kom as ek oor die seun preek het, Jesus sê het, ek was, nog voordat Abraham was. Ek is, staan daar eintlik nog voor Abraham was. Hy is onsterflik, 1 Timoteus 6:16.
Hy alleen besit onsterflikheid. 1 Timoteus 1 vers 17, ek het dit al by 'n vorige keer so verduidelik, dat as dit moontlik sou wees dat God sou ophou bestaan, weet julle wat dit by implikasie beteken, is dat alles in hierdie wêreld, alles in die heelal, alles sal ophou bestaan. Want alles bestaan omdat God bestaan. Hy is almagtig en onvermoënd. Eksodus 6 vers 3 het hy die land Kanaan aan Israel gegee, wat eens nie aan hulle behoort het nie. Psalm 139 vers 1 tot 6 sê, dat God alles weet, alles ken, selfs daardie dinge wat diep in my en jou harte gebeure is, selfs daardie dingetjies waarvan niemand weet nie, weet God van alles, is niks vir sy oë of vir sy ore verborge nie. Selfs dit wat ek en jy dink, of nog gaan dink, weet God alreeds. Vers 7 van Psalm 139 sê, hy is absoluut oral. Daar is nie 'n plek waar hy nie is nie, wat getuig van sy almag. Ek beskryf dit altyd so vir die kinders. Die duiwel kan net op een plek op beslag wees. Natuurlik baie vinniger as wat ons dit kan doen. Maar God is te alle tye, te gelyke tyd, enige tyd, oral in sy skepping betrokke, teenwoordig en aanwesig. Dit getuig van God se almag. Die Bybel sê vir ons, God is onveranderlik. Psalm 102 vers 26 en 27, vers 28 sê, maar U bly dieselfde, U jare het geen einde nie. God was dieselfde, God is vandag dieselfde, en God sal in der ewigheid dieselfde wees. Dis eintlik wat die Hebreërs vir ons sê. Hy is alleen wys. Romeine 16 vers 17, aan hom die enigste alwyse God. Dieselfde boek Romeine 1 staan daar, en hy het die wêreld aan hulle dwaasheid oorgegee. Hy het hulle gevul met dwaasheid, omdat die mens hom verhard het in die sonde. Daarom het die Here hulle oorgegee aan hulle sotheid, sê die Grieks. Hy alleen is lofwaardig, is glorieryk. Eksodus 15 vers 11. Hy is die Allerhoogste. Handelinge 7:48, Psalm 83:18. Hy is volmaak. Lees 5:48, lees daar. Wees julle dan volmaak, soos julle hemelse Vader volmaak is. Dis in die bergpredikasie, Matteus 5 tot hoofstuk 5 tot hoofstuk 7. Wat die Here Jesus aan die woord was, dat hy sê, wees julle dan volmaak, soos julle hemelse Vader volmaak is. Hoe kan ons volmaak word? As ek 'n kind van God is, dan het ek mos die Gees wat in my woonagtig is, om my te lei tot volmaaktheid in hom en deur hom. Hy is heilig. Psalm 99 vers 9, Jesaja 5:16. En Petrus skrywe, ek dink is sy tweede brief wat hy sê vir die gemeente,
Heilig, heilig, heilig is die Here God. Verder staan daar ook, wees heilig, want ek is heilig, sê die Here. Hy is, Deuteronomium 32 vers 4, hy is die rots, sy werk is volmaak, alles wat hy doen is regverdig, hy is die getroue God, sonder onreg, hy is regverdig en betroubaar. Die Here Jesus nie gesê, of in die Nuwe Testament staan daar, moenie op mense en prinse vertrou nie, maar vertrou op die Here. Dis wat elke kind van God moet doen. Ons moet ons vertroue alleen en ten volle alleen in die Here stel. Daar wanneer al die plannetjies van A tot Z gemaak is, en die einde van Z gekom het en jy besef, dis nie vorentoe, dis nie agter, dis net na die Here toe. Dis nie boontoe, dis nie af nie, dit is nou net een roete. En dis om by die Here uit te kom. Hy is, soos Jeremia 10 vers 10 sê, maar die Here is die ware God, hy is die lewende God, die koning vir altyd, vir ewig. Die Here is goed en regverdig, hy wys selfs vir sondaars die pad aan. Psalm 25 vers 8. Daar staan ook in Spreuke, die Here laat selfs die son oor die nie regverdige skyn nie. God se genade. Psalm 145 vers 17, die Here is regverdig. Julle weet nie, as ek vir julle hierdie dinge kan beskryf, of net dalk so kan stel. As 'n kind 'n sporttalent het, is dit iets wat hy het. Dis iets wat aan hom gegee is. Dis iets wat die Here aan hom gegee het. En die verskil tussen ons as mens en tussen hom, wie die maker is, die skepper van die heelal is, hy het dit nie, hy is dit. God het nie talente en gawes nie, God is dit in wese. En dis wat ek nou vir julle beskryf het, wat julle gesê het, as God sou ophou bestaan, sal alles ophou bestaan. En dit wil ek vir baie mense sê, veral vir jong mense wat sporttalent het. Daai talent is nie omdat jy goed is nie, of my verstandelike vermoë is nie omdat ek goed is nie, maar dit is omdat hy wat goed is, het dit aan jou gegee, en jy moet dit leef en aanwend tot eer en verheerliking van hom. Dis waaroor alles gaan. Alles draai oor God, alles draai om God, alles draai rondom God. God is goed. Psalm 119 vers 68. God is goed. Psalm 86 vers 10. Want hy is groot. Psalm 116 vers 5. Die Here is genadig en hy is regverdig. Dis die twee kante van die munt. God is lankmoedig, barmhartig en genadig, maar hy is regverdig en hy is geregtigheid te gelykertyd. Hy is betroubaar, 1 Korintiërs 10 vers 13, want wanneer die versoeking kom, gee hy ook die uitkoms wat saam met die versoeking kom. 1 Petrus 4 vers 19, hy is geloofwaardig. Hy is die enigste geloofwaardige. Hy is genadig. Eksodus 34,
6 en 7, hoor jy die genade selfs in die Ou Testament. Ek het so tyd terug hieroor gepreek, hy is lankmoedig. Dis wanneer geduld meer as geduld is, dis wat lankmoedigheid is. En dis wanneer ek en jy as kind van God ook lankmoedigheid in ons geestelike lewens moet aanleer. Dis hoekom die vervolgde Christene in die vervolgde lande wat terwille van hulle geloof in 'n tronk sit, selfs die wat hulle vervolg, liefhet. Wanneer hulle lankmoedigheid geleer het, omdat die Here met hulle lankmoedig was. Dis hoe die kerk van die Here Jesus moet wees. Ons moet lankmoedig teenoor mekaar wees. Ons moet barmhartigheid teenoor mekaar wees. Deur Jesus toe aan die kruis gehang het die klomp fariseërs en die skrifgeleerdes voor hom gestaan, terwyl hy onherkenbaar vermink aan 'n kruis gehang het, en die volgende woorde gesê het: Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Want daai wat daar gestaan het en geskree het, kruisig hom, is daar selfs van hulle wat later tot inkeer gekom het. Ons lees daarvan in die boek Handelinge. Micha 7 vers 18, lankmoedig. Dan weet ons ook, hy is 'n jaloerse God. Joshua 24:19. Wat beteken dit? Hy duld geen ander afgod voor hom nie, bo hom nie. Hy is die enigste. Dis eintlik 'n verbreeking van die 10 gebooie. As ons, die Here Jesus het vertel van, as jy die hand aan die ploegskaar sit en jy draai om terug te kyk, dan is jy nie waardig om in die koninkryk van God te werk nie. Wanneer my pa of my ma, of my man of my vrou, of my ouma, of my oom of my tannie, of my vriend of my vriendin, of wanneer geld, of wanneer my werk, wanneer dit belangriker as God word in jou lewe, dan is dit 'n afgod in jou lewe, dan is jy nie waardig om jou hand in God se koninkryk in die ploeg te slaan en in sy landerye te werk nie. Dan is ek en jy eintlik onbetroubaar, en dan kan hy ons nie vertrou met sy werk nie. Weet julle hoekom? Want ek herhaal dit weer, die eer, die eerlikheid, die lof en die aanbidding kom alleen vir God toe. Hy is 'n jaloerse God. Dis wat dit in die Hebreëus beteken. Hy duld geen iemand wat jy ons belangriker ag as hy self nie. 2 Kronieke 13 vers 23. Hy is genadig en ontfermend. Hy ontferm hom oor die swakkeling, hy ontferm hom oor die wees, hy ontferm hom oor hulle wat hom na hulle toe bekeer, na hom toe kom, na hom toe hardloop. Hy ontferm hom selfs oor hulle ook, oor ons ook. Hy is 'n verterende vuur. Hebreërs 12 vers 29. Daai jaloersheid dat hy die enigste is wat aanbid moet en mag word, is 'n verterende vuur. Daar is niemand soos hy. Daar is niemand sy gelyke. Daar is ook niemand wat voor hom kan staande bly nie. Hy is alleen goed. Daar is so ongelooflik baie om oor God te sê vanuit hierdie kosbare boek.
En ek dink as ek intens oor dit alles moes spreek, dan dink ek ons sou maande besig gewees het met dieselfde reek, maar ek dink dit sou vir ons so aan ons harte gegryp het. Wie hierdie God van die Bybel is. Wie hy in wese is. God is Gees. En hy moet in gees en in waarheid aanbid word, kind van God. Ons aanbid 'n ongelooflike groot God. Die enigste ware God. En die enigste God wat 'n heilsplan het vir die ganse mensdom, Christus Jesus. Amen. Kom ons buig ons hoofde. Kosbare Here, dankie vir hierdie woord. Dankie dat ons vanoggend weer opnuut kon besef. So klein ietsie kon besef, Here, van wie U is. En dat U alleen waardig is om aanbid verheerlik te word deur ons lewens, omdat U 'n verterende vuur is. Omdat U U kinders oneindig liefhet, meer lief as wat ons kan dink of dit kan omskryf in woorde. En Here, ek dink daardie, as ek dit in 'n menslike taal sou kon omsit, daardie liefde is wat U aan die kruis gedoen het. Dis so groot U liefde was. Dankie vir daardie genade. Seën ook hierdie gemeente. Trek een en elkeen van hulle nader na U toe. Dankie dat ek een en elkeen vanoggend by U voete mag sit, mag los. Want U leer vir ons in U woord, moenie op mense en prinse vertrou nie, maar vertrou op die Here. Want ek vertrou op U vir elkeen se lewens. Elkeen wat U vir my gegee het om op te pas. Die skape en U lammetjies op te pas. Seën hierdie dag, seën ook die reeks wat voorlê, gee dat hierdie kosbare woord mense se harte sal raak, tasbaar sal aanraak, sal omkeer. Dat elke keer as ons tot U nader, dat ons in heilige eerbied U sal vrees, U sal dien en U sal lief hê, nie uit onsself nie, maar omdat U Uself aan ons kom wys het. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen.